Vuil. Wat is vuil? Dink jy hy is vuil? Ja. Dink ek Dis kan sy nie gesig sien. is vuil, niks anders is vuil. Okay. So, François kan sien hoe lyk hy in die spieël, maar die spieël wys hom hoe dit lyk aan die buitekant. Nou wat doen ons as die spieël vir ons sê ons is vuil? Ons speel ons skoon. Wat is die vraag? Wat doen ons as die spieël vir ons sê ons lyk so? Ons moet skoon maak. Ons gaan Ons gaan kerk dit toe. gaan Die skoon speel maak. kan nie praat nie. Die spieël kan nie praat nie, maar ons sien wys vir ons jou. is vuil. Hy wys vir ons, né? Nou wat doen ons? Dan gaan ons gaan vat water en seep en ons gaan maak ons gesig mooi skoon, jy ek geniet dit. En dan wat stil. En dan op die ou einde is daar nog 'n bietjie en daar's nog 'n bietjie. My smile nie. Okay. En op die ou einde kan hom jy oopmaak. Hy Dan het nie meer grimering aan nie. Dan as ons dit verander, dan lyk ons anders na die tyd. Jy kan maar gaan sit of daar gaan staan en so wat doen ons? As ons die spieël kyk, ons kan of besluit, ja, my gesig lyk nou so. En ons kan besluit om die hele dag so rond te loop of ons kan besluit om dit te gaan skoonmaak en te verander, né? Dan kom ek vra vir julle. Wie kan vir my sê wat dit is? Ja. Wat's dit? Bybel. Dis 'n Bybel. Kan julle julleself sien as ek hom so hou? Nee. Nee, ons kan ons ook nie die buitekant sien nie, nee. Maar weet julle wat wys die Bybel vir ons? Die Bybel wys vir ons wat 'n spieël nie vir ons kan wys nie. As ons in die Bybel lees, dan wys die Bybel vir ons hoe lyk ons aan die binnekant. Die Bybel wys vir ons hoe lyk ons hart. En soos ek julle nou net gesê het in die opvoering, in Romeine 3 vers 23 sê die Bybel vir ons almal het gesonde. Dit beteken ons hart is vuil en vol sonde. Net soos François se gesig nou net gelyk het, maar baie erger is dit. Dis hoe ons hart lyk wanneer dit vol sonde is. En hoe sê die Bybel kan ons hart skoon maak? Kan ons dit skoon was met seep en water? Nee, ons kan nie. Maar die Bybel sê ja, die Bybel sê vir ons in 1 Johannes 1 vers nee, hold on. 1 Johannes iewers vers 7 sê dit. Die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Kom ek kry dit daai vers. Ons hart skoon te maak, net soos wat ons kies om ons gesig skoon te maak. Of ons kan kies om aan te hou om daai vuil sonde in ons hart rond te loop. Nou as ons kies om met daai sonde in ons hart rond te loop, dan sê die Bybel vir ons die loon van die sonde is die dood. En jy kan nie op jouself, op jou eie manier, daai sonde skoon en wegkry nie. En ek kry nie 'n ander vers van julle. Kom ek kyk. Ek nee, maar dis nie anders staan daar. Die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. So dis 'n keuse wat ons het. Wanneer die Bybel vir ons wys hoe ons lyk aan die binnekant, dan kan ons besluit om vir die Here Jesus te vra om met sy bloed ons hart skoon te was, dat ons na die tyd anders kan lyk en skoon kan wees. Maar dit is al hoe ons hart kan skoonkom van sonde. En ons weet, ons is almal gebore in sonde, nee, daar's nie een van ons wat sonder sonde is nie. Ons het almal al sonde gedoen. Partykeer is dit klein goedjies soos jok of miskien ietsie klein steel of miskien lelik wees met mamma en pappa, maar die Bybel sê vir ons dit is net so erg soos groot sonde. Daar is nie klein sondes en groot sondes nie. Want alles is gelykvlei. Ja, alles is voor God. In God se oë is al die sondes dieselfde. En alle sonde maak ons hart vuil en dit kan net skoon gewas word deur Jesus se bloed. Okay, ek dink ons tyd is op.